Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here, Psalm 124, vers 3 en vers 4, geloofd sy God, hy het ons vrygemaak. Die woedende ondier het ons nie genaak. God het die dodelike sprong gestuit en ons nie oorgelewer tot 'n byt. Dies loof ons God, hy het ons vrygemaak. Ons sing saam vers 3 en 4 waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, hoe kan ons ooit genoeg dankie sê vir die vryheid wat U ons geskenk het nie? Daardie vryheid wat ons alleen in en deur ons Here Jesus Christus ontvang het. Daardie vryheid, vryspraak waarvan U ons ook vanoggend weer by die nagmaal nie net herinner het nie, maar ook verseker het. Daarom bid ons vanaand en dis ons gebed, dat U elkeen van ons ook deur die woord en deur die Gees so sal lei, dat ons ook in hierdie vryheid sal lewe en in hierdie vryheid sal vas staan stewig en sterk. Dat ons daardeur ook in dankbaarheid gehoorsaam aan U sal wees, gehoorsaam aan ons Here Jesus Christus sal wees. Dat U ook ons harte sal sag maak deur U Gees. Daarom is dit vanaand ook ons gebed dat U vanaand ook met elkeen van ons sal praat, dat elkeen van ons sal hoor en elkeen van ons ook die nuwe lewe wat ons in Christus ontvang het sal gaan leef tot die eer en verheerliking van U heilige naam.
Ons vra dit want ons bely dit elke keer as ons hier by mekaar is, dat ons sondaar mense is, maar ons bely ook dat ons berou het oor ons sondes en dat ons glo en weet dat ons sondeskuld deur die bloed van ons Here Jesus Christus ten volle betaal is. En daarom is dit ons gebed dat U ons sal verhoor in sy naam alleen. Amen. Vanaand, broeders en susters, 'n gedeelte uit die woord van die Here uit Romeine hoofstuk 10 uit. Daar staan geskrywe in Romeine 10 vers 5, Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof, sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie, dit is om Christus af te bring, of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie, dit is om Christus uit die dood uit terug te bring. Nee, die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie, niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het? Die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand en in besonder dan hierdie laaste vers, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. En dan ook daarbo in vers 9, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Nou in aansluiting hierby die katekisme Sondag 7, waar daar gevra word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Die antwoord is nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelei word en in al sy weldade aanneem. Wat is 'n ware geloof? 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis, waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie aan ons beloof word en wat die artikels van die algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in die hoofsaak leer. Nou hierdie artikels waarna hier verwys word, vir die wat dit nie weet nie, is dan die 12 artikels. 'n Opsomming van dit wat in die evangelie vir ons geleer word oor Christus. Kom ons sing eers saam uit die woord van die Here uit 'n Psalm wat ook praat oor die woord van die Here. En dit is Psalm 119.
Ons sing vers 18 en vers 19, waarin ons ook sê, Heer, U is my deel op aarde, en U woord is my die skat, wat U aan my toebetrou het op die lange pelgrimspad. Ons sing vers 18 en 19, waarna ons weer kan gaan sit. Dit is so, broeders en susters, dat ons die afgelope weke 'n paar goed by herhaling gehoor het. Vanaand waarskynlik weer, en vanoggend ook by die viering van die nagmaal het ons dit weer gehoor. Waarvan praat ek? Die geloofsfeite. Daai eerste feit wat mens moet onthou, dat ons as mense is totaal en al in sonde vasgevang. Die tweede ding wat ons moet raak sien, ons kan self niks doen om onsself te red daarvan nie. Want nie een van ons kan die prys betaal vir ons sondeskuld nie. Nie een van ons kan aan die, soos ons het gehoor het, die geregtigheid van God voldoen nie. Ja, niemand en niks in die skepping nie, behalwe Jesus Christus. Hy het aan die geregtigheid voldoen. Hoekom? Verlede week het ons dit gesien, hy's ware mens, hy's ware God, hy's volkome heilig, en hy doen wat God wil hê hy moet doen. Jesus Christus is die verlosser wat God na die wêreld toe gestuur het om aan sy wil te voldoen. En wat is die wil van God? Dis om magtelose sondaar mense soos ons te kom red. Maar die feit van die saak is, nie alle mense word gered nie. Daar's nog steeds mense op hierdie aarde wat nie gered word nie, wat verlore gaan. Mense wat nie in Jesus Christus glo nie. Mense sonder geloof. Mense wat nie glo dat die weldade wat God in hom aan ons bewys het, ook op hulle lewens van toepassing is nie. Ja, sonder geloof is ons heeltemal verlore. En daarom kyk ons vanaand ook na die noodsaak van die ware geloof in Jesus Christus. Hoekom is dit noodsaaklik om in Jesus Christus te glo? Jy kan net gered word as jy glo, maar ook net gered word as jy ware geloof het, as jy net in Jesus Christus glo.
Want so hoor mense dit baie in die kerk, ons verstaan geloof baie keer verkeerd. Baie mense verstaan dit verkeerd. Waarvan praat ek? Die oomblik as ons sê Christus en iets wat ek gedoen het, Christus en iets wat ek gesê het, Christus en iets wat ek gegee het, dan kom die ware geloof in gedrang. Daarom die klem wat ons lê op geloof in die kruisoffer van ons Here Jesus Christus. En is so belangrik die geloof in die kruisoffer van ons Here Jesus Christus, dat hy self dit vir ons wil sê. En hoe sê hy dit vir ons? Hy sê dit vir ons deur die nagmaal in te stel. En dan sê hy vir ons, so dikwels as julle dit gebruik, doen dit tot my gedagtenis. Daarom sê Paulus ook in vers 6, wanneer hy oor vryspraak praat, dan sê hy vir ons, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim om Christus af te bring nie, en wie sal na die onderaardse dieptes toe afdaal om Christus terug te bring nie. As jy met hierdie woorde mooi hoor, dit klink eintlik so half vreemd, as mens dink, wie sal dit nou sê? Maar die oomblik wat jy sê, Christus en dit wat ek gegee het, of Christus en dit wat ek gedoen het, dan doen jy juist dit. Dan sê jy, ek moet met dit wat ek sê, Christus uit die hemel gaan haal om my verlosser te wees. Of ek moet Christus uit die dieptes van die hel uit gaan optrek. Want Christus kan nie sonder my nie. Daarom wys Paulus vir ons die vryspraak deur die geloof werk anders as die vryspraak deur die wet. Want onthou wat het die mense gesê, Christus en my gehoorsaamheid aan die wet. Vryspraak op grond van wetsonderhouding, kan dit gebeur? Ja, sê Paulus, dit kan gebeur. Maar dan moet jy die wet tot in die fynste besonderhede ken en onderhou, elke dag, elke oomblik, jou hele lewe, van die wieg tot in die graf. Dan het jy die belofte, sê hy, dat jy sal lewe. Maar ek dink ons weet dit nou al, dis onmoontlik vir enige mens. Soos ons voorheen gehoor het, daar is nie een van ons wat sonder sonde is nie. Nou moet ons nie dieselfde vereistes aan die vryspraak deur die geloof gaan stel nie, sê Paulus. Ons moenie iets wat ons doen wil probeer bylas by wat Christus vir ons gedoen het nie. Ons moet die beloftes van die evangelie glo, aanneem, aanvaar, daarop vertrou, sonder dat ons enige iets gedoen het om onsself te red. As mens dit so wil verduidelik, ons moenie vra, wie sal na die hemel toe opklim om Christus af te bring nie? Daarom sê Paulus vir ons dat Christus het uit die hemel uit neergedaal en uit mens geword. Hy het die vryspraak vir ons gebring, God se vryspraak. En geen mens kon enigiets doen om hom hierin by te staan nie. Net so moet ons ook nie vra, wie sal na die onderaardse te dieptes toe afdaal om Christus daaruit terug te bring. Die teenoorgestelde van die hemel, die dieptes van die hel waardeur Christus in ons plek moes gaan, alleen, sonder enige mense se hulp, moes Christus daardeur gaan. En dis juis hierdie vryspraak waarin geen mens 'n aandeel gehad het nie. Daardie vryspraak deur geloof, waarin die redding gesetel is in dit wat Christus gedoen het. Die vryspraak van God wat van die hemel neergedaal het, die vryspraak wat ons ook van die ewige dood gered het. Waar? Toe Christus opgestaan het uit die dood en die dood oorwin het.
En hoor dit weer, in daardie proses, geen mens het daarin 'n aandeel gehad nie. En dis juist hierdie groot verskilpunt, wat ook uitkom in die verskillende uitkomste van die vryspraak deur die wetsonderhouding en die vryspraak deur die geloof. In die geval van vryspraak deur wetsonderhouding of in die gevalle waar mense hulle self probeer red en te sê Christus en ek, wat ek gedoen het, is 'n saak van onmoontlikheid. Jy kan nie dit regkry nie. En op grond daarvan moet mens mooi teruggaan en besef, maar die enigste mens wat dit reg gekry het, was juis Jesus Christus ons Here. Hy het self as mens aan die wil van God voldoen. En hy het nie daaraan voldoen ter wille van homself nie. God het hom gestuur en hy het gedoen waarvoor God hom gestuur het. Hy het gekom om ons te red. En dis die verskil tussen vryspraak deur wetsonderhouding en vryspraak deur geloof. Hy wat dit reg kry om die wet te onderhou, daardeur sal hy lewe. Maar hy wat glo in Jesus Christus, sal gered word. En daarom ook die klem wat Paulus hierop lê, niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie, niemand nie. Niemand wat in hom glo sal nie gered word nie. En ek hoop ons sien dit raak vanaand, daai verskil. Mense wat dink hulle het 'n aandeel in hulle eie redding, ja, jy kan daardeur lewe, sê Paulus. Maar ons almal weet al, niemand is regverdig nie, daar's nie een wat sonder sonde is nie. Dis 'n saak van onmoontlikheid. En dit staan teenoor, hy wat glo in Christus Jesus sal gered word. Sonder dat hy iets gedoen het, word hy gered. So om self jou lewe te behou, is 'n ander saak as wanneer jy gered word. Want dis die verskil, jy wil self jou lewe behou, maar in die evangelie word daar vir jou gesê, nee, jy word gered, sonder dat jy iets gedoen het. Daarom moet jy bely, sonder die genade van God, is ons niks. En dis hoekom dit so belangrik is om die genade ook reg te verstaan. Te weet, hoekom glo jy? Waar kom jou geloof dan vandaan? Dan moet jy onthou, geloof is 'n gawe van God. God self gee dit wat hy van jou vra. Ons self bely dit ook in die Dordtse leerreëls, dat die uitverkiesing van God is immers die oorsaak van die geloof en die geloofsgehoorsaamheid, die bron van ons saligheid. Waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes die ewige lewe self voortvloei. Uit God se genade uit, daaruit kom jou geloof, daaruit kom heiligheid, daaruit kom die saligheid, daaruit kom die ewige lewe. Want dis die wese van genade. Dis iets wat jy ontvang sonder dat jy iets daarvoor gedoen het. En daarom die vraag, hoe gee God dan hierdie genade vir my en jou? Is baie, baie maklik om dit te verstaan deur eenvoudig met ons te praat, deur ons te roep. So sê Paulus, 'n mens kan tog nie glo as jy nie ken nie, en jy kan nie glo as daar nie iemand is wat met jou gepraat het nie. En dis hoekom God vir ons dan sy boodskappers stuur, sy predikers stuur, sy woord stuur, sy apostels stuur, om die evangelie ook aan ons te verkondig. Daarom sê Paulus, die geloof kom uit die prediking wat 'n mens hoor, en die prediking wat ons hoor is Christus. Want dis Christus oor wie ons vandag ook in die evangelie hoor. Dis Christus van wie die Bybel jou vertel. Van Genesis tot Openbaring vertel vir jou van die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En deur die verkondiging van die woord word elkeen van ons opgeroep om aan die verlossing deur Christus vas te hou.
om te glo dat ook al die weldade my toegereken word, dat ek ook die vryspraak ontvang het. En daarom gee God vir my deur sy Heilige Gees, het ons vanoggend ook gehoor, daardie vertroue, daardie kennis wat ek nodig het. En dit is hoekom die katekismes ook afsluit, daar in Sondag 7 deur te sê dat ons alles moet glo wat in die heilige evangelie aan ons beloof word. Want die inhoud van ons geloof, die inhoud van die 12 artikels waarna ons net nou verwys het, die artikels van die ontwyfelbare Christelike geloof, dis waarvan die woord van God getuig. En so staan dit ook in Johannes hoofstuk 20 geskryf, dat mens moet onthou, alles wat ons in die Bybel lees, al daardie wondertekens wat Johannes van vertel het, die visse wat meer geword het, die brood, mense wat blind was wat kon sien, melaatses wat gesond word, al daardie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus Christus is die seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Daarom, geliefdes, 'n mens kan daaroor praat soos jy wil sonder geloof. En dan spesifiek gekwalifiseer geloof in Christus alleen, kan jy nie gered word nie. En dis die rede hoekom nie alle mense gered word nie. Hoekom daar mense is wat verlore gaan, want hulle wil nie in Christus glo nie. Hulle het nie 'n kennis van God en 'n kennis van wat God in Christus vir ons gedoen het nie. Ja, sonder geloof is ons heeltemal verlore. Sonder God se genade kan ons nie lewe nie. En juist daarom moet ek en jy ook nou en vanaand God dank vir die kosbare geloof wat ons het. Geloof in Jesus Christus ons Here. Daardie geloof waaraan ons vanoggend in besonder herinner is toe ons gehoor het dat hy het in ons plek aan die kruis op Golgotha gegaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dank U, Here, dat ons vandag ook die voorreg gehad het om te kon weet dat elkeen van ons deur die nagmaal en deur die verkondiging van die evangelie in ons geloof gevoed en versterk is. Ons gebed is dat U ons ook so sal lei, dat ons uit hierdie geloof uit ook sal gaan lewe, dat ons die vryheid wat ons ontvang het, sal omarm, en moedig ook teen die sonde, die duiwel en die wêreld daar buite sal stry en oorwin. Wetende dat U ook besig is om elkeen van ons voor te berei, gereed te maak vir 'n erfenis, waaraan ons nie eers met ons menslike verstand kan dink nie. Ons vra ek, Here, dat U ons week wat voorlê sal seën, dat U alles wat ons beplan sal seën, en dat U elkeen van ons met 'n nuwe dankbaarheid volgende week weer hier byeen sal bring. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee.
Kom ons sing saam Psalm 111, ons sing die eerste en die derde vers. Ek sal met my ganse hart die Heer, met die opregtes loof en eer. Die gode dankbare duisendtalle, sy werk is groot die wêreld deur, dit word deur almal nagespeur, wat daarin soek 'n welgevalle. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.